Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons die kruis van Jesus neersit in ons lewens. Ons gaan die volgende 2 weke na die 7 kruiswoorde luister. Vir 3 weke was ons besig met die hele gedagte van vergifnis, want dis die eerste kruiswoord, Jesus wat sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar die vergifnis is net die begin. Julle het gedink, dis moeilik. Kyk wat lê voor, sê Jesus. Die tweede stel kruiswoorde wat ons vandag oor gaan gesels is, wat staan in Lukas 23:43. As die moordenaar vir Jesus sê, Here, dink aan my, as u in die koninkryk kom, en Jesus se antwoord, waarlik, ek verseker vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Or truly I tell you, today you will be with me in paradise. As Jesus gekruisig word, is daar 2 moordenaars langs hom, wat ook deur dieselfde lyding as hy gaan. Die ergste dood wat moontlik was. Wat bedoel was vir die slegste en gevaarlikste kriminele van daardie tyd. Die kruis was 'n afskrikmiddel, want hulle sê, as jy eenmaal by 'n kruisiging was, sal jy dit nooit vergeet nie. Die wreedheid en geweld daarvan los 'n merk in jou hart. Maar dit ontbloot ook die een wat gekruisig word. Ek kan nie meer wegkruip nie. Alles wat ek is en gedoen het, is openbloot. En ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Dis nie meer iemand anders se skuld nie. En dis waar ons hierdie moordenaar kry. Here, hier is ek. Dink aan my. Ek staan met alles kaal voor u. Ek kan niks meer wegsteek nie. Daar's niks wat ek het, of kan bring, of gebou het, wat nou kan help nie. Here, dink aan my. Op 'n skokkende manier erken hierdie moordenaar die woorde wat bokant Jesus vasgespijker staan. U is die koning. En u koning wees hou nie hier op hierdie oomblik op, word nie vasgespijker en dis verby nie, so dink aan my. En dan Jesus se antwoord, ek verseker jou, ek vertel vir jou die waarheid. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag sal jy veilig wees saam met my. Ons hoor niks verder van hierdie man nie. Ons weet nie eens wat sy reaksie was nie. Al wat ons het is Jesus se belofte. Vir hom was hierdie bevestiging heel waarskynlik die versekering dat hy sou veilig wees, dat selfs die wrede dood nie die belofte van by Jesus wees of saam met Jesus wees en sy dood kon wegvat nie. Jesus sê, hy's daar. Hy's by ons. Hierdie kruisiging en hierdie wrede dood is in wat Jesus hier sê baie duidelik nie die einde nie. Alles stop nie hier nie. Selfs die moordenaar aan die kruis het geweet, daar's meer. Eintlik wil Jesus vir hom sê, hierdie is nie die einde van die pad nie. Daar's veel plek. Jesus se troos is, hy maak die deure na die hemel toe oop. Jy's welkom. Al verdien jy dit nie. En al word jy gekruisig en verdien jy om gekruisig te word. En al is die hoop van alles wat jy verkeerd gedoen het so hoog dat jy nie eens meer daaroor kan kyk nie. Al is daar soveel goed in die lewe wat jy nie reg gekry het nie. Die uitnodiging staan, jy is welkom, sê Jesus. So dalk is ons gebed vandag in hierdie week dit, Jesus, dink aan my. Amen.